Hallo julle, baie welkom weer by Vrydag. Ons is nog steeds 'n bietjie in Fordham. Ons nooi julle om saam met ons te kom kuier. En ons 'n bietjie gesels oor die plek waar ons is. Baie dankie vir julle ondersteuning en vir julle bemoediging, die wat my WhatsApps en goed stuur. Ons waardeer dit baie. En as julle nog luister, dan sal ons aangaan met hierdie bediening. Ek wil graag vandag met julle gesels iets wat 'n bietjie kontroversieel is as dit kom by Calvinisme. En dit is die voorreg wat ons het om 'n besluit te kan neem. En Adam en Eva het ons gaan kies, ons wil 'n besluit neem. En die Here maak ons bestuurders van hierdie aarde. En hy gegee ons 'n intellek en 'n hart om die besluite te kan neem. Wanneer ons uitdagings in die lewe het, is dit so dat ons dikwels die verantwoordelikheid moet aanvaar. Om te sê, hierdie is nou my probleem, ek moet dit uitsorteer. Ons is baie keer geneig om dit altyd vir iemand anders te gee. Hier is 'n baie mooi teks sodat ons harte voorberei. In Efesiërs 4:23 lees ons die volgende: Julle gees en gedagtes moet nuut word. Iets moet in my hart verander, sodat ek besluite kan neem waarin God verheerlik word, want sonder dit, die besluite wat ek neem, is vir die verderf. Maar wanneer ek 'n kind van die Here is, lyk dit vir my verander daar iets in my hart. Die Nuwe Lewende Vertaling vir dieselfde teks Efesiërs 4:23 gesê, julle moet op 'n nuwe geestelike manier leer om te dink. Neem die besluit. Ek moet vergeet toe ek daar in Klapjie predikant was en ons het 'n kerk gebou, met 'n paar sinkplate van die dak oorgebly en besoekende predikant uit een van die plakkerskampe het na my toe gekom en sê, predikant, kan ek daai sinkplate kry vir my kerk? Ons het 'n kerkie, maar die kerk lek verskriklik en daar's 'n paar plate wat ons kan gebruik. Jong predikant, bang vir die kerkraad, sê, ek sal eers die kerkraad vra. En die man is daar weg. Ek moes 'n weermagkamp gaan doen. En terwyl ek by die kamp is, 'n paar weke later, dit was 'n 6 weke kamp, so in die 5de week, toe het 'n klomp plakkers wat oorkant ons gebly het daar in die veld, het Wendy een aand wakker geword en gesien hoe dra hulle die plate weg. En ek het vir haar gesê, los dit. Los dit. Het my laat weet en gesê, los, moenie betrokke raak nie. En die aand het hulle al daai plate gevat en ek was so spyt daaroor dat ek nie op die oomblik toe daai man vir my vra vir die sinkplate nou onmiddellik 'n besluit geneem, want ek was 'n gevoel die Here vir my sê, maar nou is ek bang vir mense en vir 'n kerkraad en nou moet ek eers vir die kerkraad vra. Dikwels word ons gepootjie geestelik omdat ons nie onmiddellik die besluit moet neem nie. Ek vra die Here vir ons sal maak soos daai verlore seun wat daar by die varke daar besig om te eet. Het hy besluit geneem om terug te gaan huis toe. Let wel, sy pa het hom nie gehelp met die besluit nie. Sy pa het nie die besluit geneem nie. Hy moes die besluit neem en al wat hy geweet het, is die wonderlike platform van genade wat sy vader vir hom gehad het in die huis waar die slawe goed geëet het. Dis dieselfde met ons vriende. Ek en jy moet 'n besluit neem oor die Here. Die Here gaan nie die besluit vir my neem nie. Ek moet die besluit neem. En die vraag wat ek vra is, waarom stel ons die besluite vir die Here so uit? Ons weet mos wat God wil hê. Ons hoef nie eers vir hom te gaan vra dat ek my lewe met hom regmaak. Hy het sy seun vir ons gegee, hy is lief vir ons. En nou wil hy ons moet tot bekering kom en ons lewens moet verander soos die teks sê. Maar nou moet ons eers 'n bietjie ander dinge eers besluit. Die Bybelse tyd is nou en hier. Neem die besluit. As jy vandag na hierdie video luister en jy het nog nie 'n besluit vir die Here geneem nie, is daar geen rede waarom jy dit nie vandag kan doen nie. En dan sê ek wat ek graag vir u wil hê, u wat almal, en ek ook maar, wat kinders van die Here is, ons laat soveel geleenthede by ons verbygaan, op die oomblik as ons vra vir sinkplaat, dan moet ek nou eers iets anders weer gaan doen. En op daai oomblik gee die Here vir ons alles wat ons nodig het, om die besluit te kan neem, maar stel dit uit. Jy weet, ons moet eers 'n bietjie gaan bid oor die saak. Ons weet wat die Here wil hê. Daarom mag die Here vir ons wysheid gee om nie tyd te mors met te veel top oor goed nie. Die Here het vir ons 'n geestelike verstand gegee. Hy kom verander ons harte sodat ons met 'n nuwe denke kan dink. Die denkpatrone verander en ons verheerlik die Here met ons lewe. Wat die Here veel ondernemers is mooi dink hieroor. As jy vandag 'n besluit moet neem vir die Here, ding waaroor die Here lank al met jou praat, doen dit vandag. Met geen inmenging van enige iemand nie. Doen dit. En jy weet wat God wil hê. Jy hoef nie eens te gaan bid daaroor nie. Jy weet wat die Here wil hê.
wanneer ons nader na hom toe moet kom. Kom ons bid net saam. Here, ek dank U vir die voorreg om U naam aan te roep in hierdie plek, waarin ek en Winnie net 'n bietjie stil kan raak in hierdie moeras. Pragtige natuur rondom ons, en waarin ek en sy so 'n bietjie gesels, en ons onthou die dae waarin ons te lank geneem het om besluite te neem. En hier, amper aan die einde van ons lewe, is ons spyt oor daai oomblikke dat ons nie dadelik die besluit geneem het nie. Dankie Here dat U tyd is nou. Ons hoef nie bekommerd te wees oor die foute van gister nie. Ons moet waaksaam wees vir die toekoms. Maar asseblief Here, kom help vir ons. Dat ons so in sinkronisasie met U hart sal wees. U gees, U bedoelings, U liefde. Dat ons mooi sal inpas. En Here, dat ons hartklop dieselfde as U hartklop sal word. Asseblief kom ontmoet vir ons. Maak dit rustig in ons hart en seën almal wat luister na hierdie video, my en ook inklusief, dat ons mooi sal luister wat U vir ons sê, en ons dadelik sal reageer as hy sê, doen dit nou, gee die singplate vir die predikant man, hy het dit nou nodig, jy hoef nie in sy kerkraad te gaan vra nie, doen dit net, help ons hier om te luister na die stem in ons harte ook, amen. Weet nie waarom die Here hierdie video op my hart geplaas het, maar ek en Winnie hieroor gesels, en dis iets waar ons baie spyt is, dat ons te lank geneem het om besluite te neem. Mag die Here vir jou onderneem, dat nie dieselfde foute sal maak as wat ons gemaak het nie. Neem die besluit en verheerlik die Here daarin. Ons is hier in 'n moerasarea, so 'n natuurreservaat, hier in die middel van Fordham, hier in Engeland. Pragtige plek, onaangeraak. Net 'n paadjie wat hulle gemaak het tussen hierdie plekkie deur. Nou, dit is 'n wonderlike plek. Hierdie is 'n plek waarin ek en Winnie mooi memories het, waar ons mooi met die Here gesels het, ook nou vanoggend, waar ons die voorreg het om sy naam aan te roep. Fordham, ek sal vir julle 'n paar foto's plaas en geniet dit so. Die Here seën vir julle, tot ons volgende week weer by mekaar kan kom. Onthou, kom ons wees lief vir die Here, want hy is mos lief vir ons. Totsiens, totsiens.